goggas en die vieslike goeters kan doodgaan, nê. So dit is 'n seisoen wat moet kom, ons het hom nodig. Of ons nou daarvan hou of nie, ek hou van die winter, by the way. Ek is 'n wintermens. O, kyk net hoe trek hulle die gesigte en gooi vir my handsignals daarso. Nee. Maar ja, maak nie saak wat 'n seisoen ons in is nie, ons moet deur daai seisoen gaan. Nee, en deur daai seisoen leer ons allerhande dinge wat belangrik is vir ons siel, vir ons hart en die omstandighede of die ding waarin ons tans is. Pastor, hoe lyk julle daarbo? Ja, sy nie, nou kry ek duimpies aan, ek kan maar aangaan. So ek wil vir julle vanmôre sê, baie welkom hier by Leefstyl. Ek hoop werklik waar dat julle reg is vir 'n lekker praise en worship. Amen, dankie tog, ek het 'n amen. Dan wil ons net daarbo vir ons Facebook vriends sê, ook baie welkom, ons hoop julle geniet die diens ook. Oom Willie, ek het nog nie vir jou gaan sê hallo nie, so ek sê ook maar vir jou hier van die kant af, hallo. Ek vra vir oom Japie, dat hy vir ons die diens sal open vir oggend, dankie oom Japie. Wat 'n voorreg is dit vanoggend om in die huis van die Here te kan wees. Al is dit so koud daar buite, dan weet ons vanoggend is dit 'n warmte in ons binneste. En daai warmte is die Gees van God. En ek het so ervaring gekry in die bidkamer, terwyl ons groepie daar binne gebid het. Toe ervaar ek dat die Here vanmôre iets gaan doen in hierdie kerk. Ons weet nie wat hy gaan doen nie. Ek gee ook nie om wat hy gaan doen nie, maar daar gaan iets plaasvind. Jy gaan nie dieselfde hier uitstap nie. Jy gaan iets ontvang uit die hand van die Here. Dit weet ek vanmôre. Kom ons sluit ons oë. Ek vra die wat nie kan nie, maar kom ek staan asseblief. Ek voel altyd net om voor die Here te staan as 'n mens bid. Kom ons sluit ons oë. Vader, dis dan 'n voorreg om vanoggend in u teenwoordigheid te kan wees. Dis 'n voorreg vanmôre om u te kan ken, Here, as ons saligmaker. Sonder u kan ons niks doen nie. U is waardig, u is groot, u is almagtig. En daarom het ons gekom vanmôre met 'n verwagting in ons binneste. En ek weet vanmôre bid ek dat die seën van die Here sal rus op hierdie gebou en hierdie diens, Here. Ek bid dat die salwing van die Heilige Gees sy doel sal bereik in hierdie plek soos nog nooit van tevore nie. Ek bid vir die prediker vanmôre, Here, sy is alreeds gesalf en geseën terwyl sy oor die woord gepraat het met u en dat sy het vanmôre sal oordra aan ons elkeen, Here, want ons het dit nodig. Baie dankie daarvoor, Here. Ek bid ook vir pastor wat sy bors nie lekker is nie. In die naam van Jesus roep ek vanmôre volle genesing in daardie man se liggaam. Here, u raak hom aan nou in Jesus naam, dat hy sal gesond word, dat hy sal sterk wees, want hy is 'n gesalwene van u, o Here. U het hom geskape, u het hom 'n gesalfde gemaak, en daarom sal u, weet ek, u sal hom genees. Ek genees hom, Here, in die naam van Jesus, ten volle genesing, dat hy het sal vat en ervaar, in Jesus naam. En ek gee dan nou, ek wil bid ook, Here, vir hierdie voorsangers hiervoor. O Here, dat hulle sal sing vanmôre tot eer van die Here. Salf elkeen vanmôre se lippe, salf elkeen se hande vanmôre. Ek bid dit in Jesus naam, en dan gee ek oor nou in u wil, net soos u wil geskied, Here, en die volk van die Here sê amen. Dankie oom Japie. Ag, terwyl julle sommer nou so staan, gaan ons staande bly. Draai gou 'n bietjie na die ou agter jou of langs jou, of een wat jy nog nie vanoggend gesê het hallo nie, en sê vir een net hallo en welkom in die huis van die Here. Ek is so bly Fatima het 'n friend weer gebring. Ons het haar 'n bietjie gemis, maar sy's welkom hier by ons, né? Amen. Bertie, julle ook, mag julle die diens saam met ons geniet. Nou ja, dan gaan ek julle nooi om julle
offerande en seëning na die Here toe te bring, na die skatkis soos wat dit op julle hart is, want die Here sê hy het 'n blymoedige gewer lief. En ons moet gee soos wat dit in jou hart is. Dit is nie van jou verwag nie, maar as jy gee en jy beproef dit, gaan hy die skathuis, die vensters oopmaak vir jou en jy gaan seëning ontval. So daar is hy, musiekspan. Let's do it. Amen. Ek staan vas met die gordel van die waarheid, 'n hart van geregtigheid. Ek sal veg tot die einde. Ek staan vas in die skoene van gereedheid. Die skuld van my geloof in U. Ek sal aanhou tot die einde. My stryd is nie teen mense nie, maar teen gedagtes wat my gevange neem. Jesus is die lig op my pad en 'n lamp vir my voete. In 'n donker wêreld vind ek skuilings van my U. In die krag is ek meer as 'n oorwinnaar. Die woord, die rots waarop ek staan. Ek staan vas met die helm van verlossing, die swaard van die Heilige Gees, die woord van God, want my stryd is nie teen mense nie, maar teen gedagtes wat my gevange neem. Jesus is die lig op my pad en 'n lamp vir my voete. In 'n donker wêreld vind ek skuilings by U. In die krag is ek meer as 'n oorwinnaar. Die woord, die rots waarop ek staan. Die woord, die rots waarop ek staan. Die woord, die rots waarop ek staan. Sy woord is die rots waarop ons staan. Stem jy saam vanoggend? Dis die waarheid. Kom ons sing, die Here is my vesting. Glo jy vanoggend dat die Here jou vesting is? Hy is ons bron. Hy is ons Vader, hy is ons voorsiener. Die Here is my vesting. Die Here is my krag. Hy is my bron en hy is my redding. Die een op wie ek wag. Die Here is my voorspoed. Hy sal vir
sal vir my voorsien, soos 'n pas op vir sy kinders, gee hy meer as wat ek ooit sou verdien. Prys die Here vir my siel, prys die Here want hy is goed, prys die Here als wat lewe, prys die Here, prys die Here vir my siel, prys die Here want hy is goed, prys die Here als wat lewe, prys die Here, prys die Here oor my siel, prys die Here want hy is goed, prys die Here als wat lewe, prys die Here, prys die Here oor my siel, prys die Here want hy is goed, prys die Here als wat lewe, prys die Here, prys die Here. Here, ons prys U want U is goed. U is goed. En ons as gemeente stem saam, U is goed. Van nou af tot in ewigheid is U goed. U is my awesome Here, awesome Here, my elke awesome tear. U Gees bring lewe, hier binne my.
Here, dankie dat ons dit vanoggend kan bely, dat ons kan sing, ons prys U en aanbidding. Here, wat sou ons sonder U gedoen het? Wat se hoop sou daar vir ons wees, Here? Here, U is so waardig om aanbid te word. U is so waardig om ons koning genoem te word.
Rabasi en Toloko Shabachante. Ek prys U in aanbidding, Here, ek prys U, ek prys U, ek prys U, want U is die gesalfde, U is ons Heer. Ons prys U in aanbidding, ons prys U in aanbidding, ons prys U in
adore you. Yes, Jesus, we adore you. Oh Lord, we bow before you, God. There's no one like you. We adore you. Here, ons bemin u alleen, alleen. Oh, Here, ons is so lief vir u, omdat u ons eerste lief gehad het. Is daar 'n soeter naam as daardie naam? Is daar 'n kragtiger naam as daardie naam? Is daar 'n naam wat groter is en gesag afdwing waarin elke autoriteit moet buig? Nie op hierdie aarde nie, nie onder die aarde nie, nie in die hemel nie. Daar is net een. Daar is net een lam wat waardig is om die boek oop te maak. Daar's net een wat waardig is om die seels te breek. En sy naam is Jesus. Jesus, Heilige Seun van God. O ja, jy mag vir hom 'n handeklap gee. O jy mag, want hy is waardig. Hy is waaragtig waardig. Net hy en hy alleen. Neem asseblief jou sitplek. O Here, dankie dat ek net so hierdie diens, hierdie woord kan opdra aan u en kan vra dat u seën en guns hierop rus. Dankie Here dat ons reeds ingebid kom. Dankie dat u salwing reeds teenwoordig is. En ek weet dit is hier, want u woord sê, ek woon onder die lofsange van my volk. Here, en ons lippe het vandag alle lof en eer en hulde aan u gebring. En daarom weet ek u is hier, want ons lofprysing is vir u aangenaam. Dankie dat u dit kom seën. Dankie dat u die woord seën. Dankie dat u die toehoorders seën in die naam van Jesus. Amen. Nou ja, vanoggend gesels ons bietjie oor jou wielsporing. Jou wielsporing. Weet julle wat is wielsporing? Die manne sal weet. Weet die dames? Julle weet. Ek is baie hard. Kan ek so bietjie, net so klein bietjie afkom? Julle weet omdat julle manne weet en julle meisies weet omdat julle paas, jy weet nie. Ek gaan vir julle nou mooi verduidelik. In Engels, julle gaan Engels weet, alignment. Nee, julle weet, jou alignment. Ja, ondersoek jou wielsporing. Die Here praat lankal met my oor hierdie woord. En dan vat ek 'n nota aan 2, maar ek het nog nie ervaar dat dit die regte tyd is om hierdie woord te bring nie. En vanoggend was die tyd gewees. So iemand sit vanoggend hier en jy moet jou wielsporing ondersoek, sê die Here. Maar ek is opgewonde oor hierdie woord. Jy moet verstaan, ek is regtig opgewonde. Want wat so kosbaar van die God is wat ons aanbid. Alles wat die vyand probeer verskuil, al die slaggate wat hy instel om vir jou te vang, al daardie dinge kom die Here en hy openbaar dit. Hy sê vir jou, pas op hier is 'n slaggat. En die rede hoekom die Here vanoggend hierdie woord van die wielsporing na ons toe bring, is omdat dit is 'n truc. Dit is 'n lokval van die vyand
wat hy instel om te probeer om ons te ontspoor, om te probeer laat ons bande, ons geestelike lewensbande skeef afloop, en laat jy dink, man, my loopvlak is nog goed, my traksie op die pad, op die teer is nog goed, en dan die Here sê, hang vas, dis wat die vyand vir jou wil wys, maar ek wil vir jou wys hoe met 'n geestelike oog na jou band te kyk, en dan sien jy's dalk nie so veilig as wat jy is nie, want die vyand versluier alles. Hy maak alles toe, sodat ons nie kan sien nie, en God sê, kom ek maak oop. En dit is hoekom ek vanoggend so opgewonde oor hierdie woord is, want die Here kom en hy openbaar daardie slaggat van die vyand. Hy sê vir jou, ek sit my geestelike bril op, sodat jy mooi kan sien. Nou, lees gou saam met my in die woord van God uit 2 Kronieke. 2 Kronieke. Mense, ons moet ons Bybel saam kerk toe bring. Jy gaan nie slagveld toe sonder jou wapens nie. En as jy hom nie het nie, moet jy hom op jou foon, jou app hê. 2 Kronieke 7. En ons lees gou daar vanaf vers 14. Min laat 'n ou uit Kronieke uit ook lees, nee. 2 Kronieke 7 vanaf vers 14 sê die volgende. En as my volk, en ek wil hê jy moet mooi aandag gee, die Here sê my volk, hy praat nie van 'n heidense volk nie, hy praat nie van sondaars nie, hy praat van sy eie volk, hy sê as my volk, oor wie my naam uitgeroep is, hulle verootmoedig. Met ander woorde, hulle self verneder en hulle afhanklikheid van my bely en bid en my aangesig soek en hulle bekeer van hulle verkeerde weë, my volk. Dan sal ek uit die hemel hoor en hulle sonde vergewe en hulle land genees. Blaai nou gou 'n bietjie aan na Psalms toe. Psalm 37. Psalm 37 vanaf vers 23 sê die volgende: Die tree van 'n goeie man word deur die Here bevestig en hy is verheug oor sy lewe. Die tree van 'n goeie man word deur die Here bevestig en hy is verheug oor sy lewe. Die Amplified stel dit so. Hy sê the steps of a good man or woman. Okay, so kan ons sê, the steps of a good person are directed and established by the Lord, when the Lord delights in his ways. Want jy sien, as jou lyn, die pad waarop jy stap, gesinkroniseer is met God se, dan ontvang jy die guns en die seëninge en die voorspoed. As jy op God se pad stap, in lyn met sy gees, in lyn met sy wil en sy plan vir jou, dan vloei die guns en seëninge. En guns en seëninge is meer as finansies. Hoor dit. Baie keer staar ons so blind in geld, omdat ons in 'n kapitalistiese bestel woon hier in die westerse beskawing. Maar dit is meer as dit. Dit help nie jy het 'n stewige bankbalans en die dokters gooi hande in die lug oor jou gesondheid nie. Dan beteken jou geld vir jou niks nie. Dit help nie jy is een van die magtigste mense in die wêreld, maar jy het geen verhouding met jou kind nie. Dan is dit baie beter om verhouding met jou kind te hê, maar jy dalk nie soveel aansien nie. Guns en seën van God kom in verskillende forme in. En nou gaan jy vir my sê, Chantal, hoe bring jy hierdie eerste teksvers by die tweede een wat ons gelees het? Baie maklik. Dit gaan net daaroor dat al is ons kinders van God, wys hy nou vir ons deur hierdie woord, al is jy my kind, baie keer gaan jy uit lyn uit met wat ek vir jou wil gee. En ons neem besluite en ons dink aan gedagtes en ons sê soms dinge wat nie in lyn met God is nie. En op daardie stadium, as jy dit sê, dan dink jy nie, of as jy dit doen, dan dink jy nie dat dit noemenswaardig is nie. Jy dink nie dat dit lyk vir jou half skadeloos, maar hoe later, hoe kwaader, en jy gaan al hoe verder van koers af. In die begin was jy dalk net 'n graad of 2 af met wat jy gedoen het. Jy het dalk ietsie gesê en dit was nie so erg nie. Maar omdat daarop gebou is,
omdat dit daarop gemediteer is, omdat mense dit dalk verkeerd geïnterpreteer het, is jy nou 'n graad of 2 van koers af van God se wil en plan, maar 6 maande of 'n jaar later, dan is ons kilometers verwyder van dit wat God oorspronklik vir ons ingestel het. En die lewe gebeur. Selfs al is ons kinders van God, ons beleef storms en ons beleef droogtes in verhouding met mekaar. Ons beleef droogtes in ons verhouding met ons kinders. En julle beleef droogte in julle verhoudings met ons, nê? Ons as ouers is nie altyd so perfek nie. Ons maak ook foute. Ons is nie altyd so onskuldig nie. En soms kan ons hande en ons hare druk oor die kinders, maar ek dink hulle gaan ook soms in hulle kamers en dink, "Jee, kan hulle nie net 'n bietjie chill nie? Kom hulle so op my keus?" Okay, Shani en Dante glimlag so. Ek sal daai ene vat. en ons beleef trauma in ons geesdimensie, in ons sielsdimensie. Ons beleef trauma in ons liggame in. En ons trap in slaggate met ons finansies. En al hierdie stampe en stote en slote wat ons in die lewe in beleef, is besig om ons beleining, ons wielsporing uit lyn uit te ruk. En dit maak dat jy uit jou karakter uitklim en jy later dinge doen en sê wat jy nie eintlik wil nie. Jy word 'n ander persoon en dit is nie iemand wat jy wil wees nie. En daardie beleining moet weer ingestel word. Want as jy dit nie instel nie, dan word dit net al hoe erger. En die vyand kry nie net 'n voet in die deur nie, hy bars sommer in jou huis in, want jy sien, hy wil nie net 'n voet in die deur hê nie, hy wil jou hele huis beset. Hy is onbeskof, hy is ongemanierd. As hy net sy voet se punt inkry, dan forceer hy hom in. So al wat hy wil hê is dat jou beleining, jy's nog steeds in Christus, hy's nog steeds lief vir jou, maar hy wil net hê jou beleining, jou alignment, jou wielsporing, moet net so 'n fraksie afwees. Want hy weet, met die volgende slaggat wat jy deurgaan, gaan jy nog 'n bietjie verder afwees. En aanvanklik kom jy dit nie agter nie. Maar oor tyd, dan begin jy die skade te sien. En dit is hoekom dit so belangrik is, vir 'n boodskap soos vanoggend, laat ons net moet ondersoek. God raas nie. Hy sê vir jou, maak net seker. Nou, het jy nou al so 'n bietjie, die manne, ek glo julle loop gereeld om die voertuie, en kyk, het die lisensie nie al verval nie, wat met ons al gebeur het, en dan ry jy Kaap toe, en dan trek hulle jou af, en dink jy, my kar is reg, jy kan maar kyk, ou maat, ek bang jou nie. Dan sê hulle, hierdie lisensie moes al einde November vervang gewees het. Kry jy vet boete, daar gaan van jou lekker vakansiegeld. Want ons kry nie meer aanmaning soos in die ou dae wat hulle vir jou in die pos gestuur het, hoorie, jy moet 'n nuwe lisensie uitneem nie. So nou raak jy slim. Nou loop jy om jou kar en kyk jy, okay, lisensie is reg, hoe lyk die bande? Dis belangrik dat ons bietjie in ons gees lewe, so om ons geestelike kar moet loop. Here, hoe lyk die lisensie? Wat se nuwe duik is die? Wat gaan met my wiele aan, my bande? Hierdie goed is belangrik. Ek wil vir julle sê dat alles wat ons in ons lewe beleef, vir waar jy nou is, van dat jy gebore is tot waar jy nou is, dinge het met 'n rede gebeur. Nie altyd goed nie, soms baie hartseer, soms sleg en negatief. Maar elke ding wat gebeur het, het gebeur om jou voor te berei vir die mens wat jy vandag is. En so daar in my lewe dinge gebeur, wat my voorberei het vir die Chantal, vir wie ek vandag is. Ek moes my ma en pa gehad het, die een wat ek gehad het. Melanie moes jou ma gewees het. Dit is so voorbeskik, want sy deponeer dinge in jou lewe en ervarings wat jou vorm, Shani, vir wie jy eendag gaan wees. En so het ek 'n pa gehad, ek het 'n pa, wat baie graag seuns wou gehad het. Maar die Here het in sy alwysheid geweet om hom nie seuns te gee nie. En hy gee toe vir hom 2 dogters.
Maar dit het nie sy begeerte vir 'n seun gestop nie. So wat het hy gedoen? Om die leemte te vul? Hy het vir my en my sis dinge geleer wat hy vir sy seun sou geleer het. So hy het vir ons, sy stokperdjies was voertuie gewees. So hy sou vir ons vertel het, as hy in 'n voertuig gewerk het, sou hy gesê, kom kyk gou hier, ons is regtig, ons stel nie die minste belang nie, asseblief. Kom kyk, ek wil vir julle iets wys, kom, ek gaan julle iets leer. Ons het nie aanvoeling hiervoor nie, ons is nie tegnies nie, maar ons het nie 'n keuse nie. Nou gaan luister jy, maar nou sê vir jou, sorg dat jy sykouse in jou paneelkussie hou, ingeval jou waaierband, jou fanbelt, ingeval dit breek, en jy langs die pad staan, en ek is nie naby om vir jou te kom help nie, laat jy die ding kan vervang. En hy leer vir ons motorfietsery. My ma kry amper 'n hartaanval, en hy koop vir my en my sis elkeen 'n motorfiets in die hoërskool, en ons ry saam die seuns, en ons val saam die seuns, en ons sit nou nog met die littekens op ons knie, tot my ma se groot ontsteltenis. Maar hy leer vir ons dinge, wat nodig is, sodat ek vanoggend hier voor jou kan staan, en dis hoekom ek nou vir jou wil vra, moenie dit vreemd dink, dat ek vandag met jou praat oor wielsporing nie. Hy leer vir ons 'n kar se band afhaal, en 'n nuwe paband en 'n nuwe band opsit. 2 weke gelede, toe ek en Dante wil ry, en ons die motorhuis se deur oopmaak, hier staan die kar, 1 band pap. Toe ek die deur oopmaak, en ek sien die kar staan seep, dog ek, ag, liewe Jesus tog. En daar's nie 'n man in sig om ons te help nie, en ek ken nog nie vir julle manne goed genoeg om julle te bel en te sê, is daar iemand wat gou vir my kan kom help nie? En ek sê, dankie pa het my geleer, so, kom Dante, ons moet maar nou 'n plan maak, en ja, ons het dit gedoen, en hom gebel en gesê, pa, ons het 'n paar band gehad, hy sê, maar ek het jou mos geleer om dit te vervang. Verstaan jy? En so het hy ons geleer van wielsporing. En hy het vir ons gesê, my kind, jy moet kyk, kan jy sien hierdie band het verkeerd afgeloop? Omdat die alignment uitgestel gewees het. So ek wil hê, jy moet dit nie vreemd ag, laat ek vandag, ek wat 'n vrou is, met julle praat oor wielsporing nie. Nou wil ek gou vir jou demonstrasie hou. Sê vir my, wat dink julle gaan met my liggaam gebeur, as ek so loop? Daar gaan 'n effek wees, nee. So nou loop ek vir 3 maande so. 1 kort been, 1 lang been. Wat dink julle gaan gebeur as ek so loop? Dink julle daar gaan 'n effek wees op my voete? Op my enkels? Dink julle ek sit druk op die verkeerde kant van my voet? Ek is nie gemaak om so te loop nie. Wat van as ek so loop? Kan jy verstaan die spanning wat jy op jou enkels sit, op jou voete, op jou rugstring, op jou heupe? Kan jy verstaan? Iets is af, iets is nie reg nie. Ek wil hê, Ansie, as jy gou vir ons daai beeld kan wys. Kyk gou na daai band. Kan jy sien die loopvlak op die buitekant? Versus wat binne aangaan. Daai band behoort aan 'n kar. Jy gaan nie die kar afskryf net omdat die band so lyk nie. Jy behoort steeds aan die Here. Hy is steeds lief vir jou. Jy is steeds vir hom wonderlik en kosbaar. Hy waardeer steeds jou lofprysing. Maar iewers is jou belyning uit. En jy produseer en jy is nie meer so effektief soos wat jy veronderstel is om te wys nie. Volgende skyfie asseblief. Kan jy sien hoe lyk jy daarbo? Dit is wie en wat jy is deur Heilige Gees. Daai bande se traksie is goed. Hulle kan klou, hulle kan 'n corner vat, nee, hulle kan 'n draai vat. Hulle kan stop as hulle moet stop, want hulle is nie glad nie. En dan hierdie tweede enetjie aan die regterkant, aan die linkerkantste een. Hierdie linkerkantste een. Here, wat is besig om hier aan te gaan? Dis ouens, jy's nog steeds aan die kar vas, maar jy hang aan 'n flenter. En die derde een. Wat is daai? Yes, like Jesus, ek weet nie wat is. Daai is nie eers meer 'n band nie, daai is sommer net 'n tyre. Hy is ouerskedouwer. Jy kan niks met hom doen nie. Weet julle wat gebeur met ons? Baie dankie. Wanneer
wanneer ons wielsporing met God uit is, daar is soveel gevolge wat in die geesdimensie gebeur. In die fisiese realm is daar sekere dinge wat gebeur met 'n voertuig wanneer die wielsporing uit is. Onder andere, jou loopvlak loop skeef af. Jy het nou gesien, die band is nog aan die buitekant of aan die binnekant afhangende hoe hy afloop, nog perfek, maar daar is aan die een kant nie meer loopvlak nie. Het jy al gevoel, as jou wielsporing uit is, en jy ry 'n sekere spoed, veral as jy begin vinniger ry, 120, 140, en jou dinge is nie lekker hier onder met jou veermeganisme nie, dan is daar 'n vibrasie op jou stuurwiel, die kar begin ruk. Het julle dit al gevoel? Die ding is onstabiel, jy's all over the show. Jy kan nie, jy is nie meer so veilig soos wat jy veronderstel is om te wees nie. Het jy al gevoel dat jou stuurwiel bly een kant toe gaan? Jy ry op 'n gelykpad wat gelyk is. Jy het dit al ervaar. En jy voel, maar die kar bly links trek of regs trek. Wat gaan aan? Dan moet jy hom weer terugbring. Het jy al gesien as jy die stuurwiel vat en jy beweeg hom? As alles ingestel is, daai stuurwiel is so sensitief, jy raak hom net en die kar gaan regs. Want jy's ingestel. Jy raak hom net en die kar gaan links. Maar wanneer daai wielsporing uit is, dan het jy wat hulle in Engels noem 'n play op jou stuurwiel. Daar is 'n speling. Jy kan so maak en die kar reageer nie. Jy het dit al gesien? Jy moet regtig eers draai voor die kar regs gaan. En dit is alles wat gebeur wanneer ons wielsporing, ons voertuie se wielsporing uit is. En wanneer die wielsporing uit is, moet dit meganies ingestel word. En daar is sekere apparate wat hulle daarvoor gebruik. En dit moet meganies ingestel word sodat die rigting van die band en die helling van die band se oppervlak perfek kontak maak met die pad. Nee, daai oppervlak van die band moet kontak maak met die pad, sodat jy nie 'n wiel het wat afloop nie. En let wel, dit is nie die bande wat ingestel word nie. Dit is daai veermeganisme. Julle manne sal dit ken as die suspension in Engels. Dis die suspension waar die fout lê. Jy sien, ons gaan soek die fout in ons lewe dikwels by die bande, ons geestelike lewensbande. So ons soek die simptoom. Ons wil die simptoom behandel. As jy daai bande afhaal, en jy sit splinternuwe bande op, en jy stel nie jou wielsporing, jou alignment weer in nie, paar maande later gaan jy met dieselfde probleem sit. So nou behandel ons die simptoom, maar ons gaan nooit na die oorsaak toe nie. Jy sien, ons kry 'n angsaanval en ons gaan dokter toe, en hy gee vir ons 'n pil om ons te kalmeer. Maar die angsaanval was nie die probleem nie, die angsaanval is die simptoom. Wat het veroorsaak dat jy 'n angsaanval gekry het? Dit is hoekom as ons in berading insit, dan vra ons vir daai persoon, waarom? En moenie vir my sê jy weet nie, nonsens. Ons grawe en ons ryg darmes tot ons uitvind, daar is 'n rede hoekom jy ervaar wat jy ervaar. Daar is 'n rede hoekom jy mislik is, hoekom jy kwaad is, hoekom jy aggressief is, hoekom jy pateties en apaties is, hoekom jy nie wil betrok. Daar is dieper liggende redes. As ek slaaploosheid het, en ek drink 'n slaappil, behandel ek net die simptoom. Die oomblik as ek ophou met daai slaappil, is die slapeloosheid nog steeds daar. Hoekom slaap jy nie? Hoekom nie? Is dit hormonaal? Lê jy met bekommernisse? En die vyand hou ons besig met die bande. En ons gaan nooit na die wortel toe nie. Ons gaan nooit na die oorsaak toe nie. En dit is waar die fout lê. Want as ons in lyn met God kom, en ons is in perfekte kontak, ons bandoppervlak in die gees, is in perfekte kontak met God, dan doen jy wat hy wil hê jy moet doen. En hy wil altyd die beste vir jou hê. Dan trou jy met die een met wie jy moes getrou het. Die Bybel sê dat hy ons van die begin af, van die grondlegging van die wêreld af, het hy ons man en vrou gemaak. Jy geweet? Van die begin af. En nou kom ons en ons kies iemand anders. Maar as jou sporing met God in lyn is, dan weet jy,
Jy's baie sexy en cool, but you're not the one, want Heilige Gees waarsku jou. Jy kies die regte vakke. Jy skryf in vir die regte kursus, want jy is in lyn met God se plan en se droom vir jou. Jy teken die regte kontrakte. Met ander woorde, jy is in ooreenstemming met hom. Jy is belyn met hom. En nou kom die Bybel en hy verklaar hierdie woord, die verduideliking van hierdie woord, sporing of alignment, kom hy en hy verklaar dit so. Hy sê, dit is om 'n persoon of 'n voorwerp te vat en te belyn met doelbewuste intensie, iets in lyn te bring, sodat dit kan wees soos die oorspronklike. Soos die oorspronklike. Want jy sien, die vyand kom altyd met iets wat nagemaak is. Hy probeer altyd jou fokus wegvat. Hy sal jou nooit egte goud gee nie. Hy sal vir jou altyd klatergoud gee. Altyd. En die Here sê, ek wil die volheid van die hemel vir jou gee. Ek wil hê jy moet terugkom in lyn met my, sodat ek vir jou alles kan gee, wat ek in stoor oorspronklik vir jou het. Ek wil herstel, ek wil jou belyning reg kry. Hierdie woord beteken nie net om te herstel nie, dit beteken om te restoreer. Terug na die oorspronklike. Hoe dit oorspronklik gelyk het, voor die skade ingetree het. Dit beteken om iets weer een te maak. Hierdie woord word in die Bybel gebruik in die konteks van 'n been of 'n arm wat gebreek word, en dan word hy nie so gespalk nie, want dan groei jy skeef aan, maar om dit weer in lyn te bring, sodat dit perfek aangroei. Dit is soos 'n skouer wat uit litheid is, en die Here kom en hy druk jou daai skouer weer terug in jou potjie in, sodat jy in lyn met hom is, bekragtig is, sodat jy jou daad vir die Here kan doen, laat jy diensbaar vir hom kan wees. En in Efesiërs 4 praat hy van, hy gebruik die woord om die heiliges toe te rus. Nee, die Engelse vertaling praat van to equip us. Dit is dieselfde stamwoord wat hier gebruik word om ons te belyn, om ons toe te rus. Alles wat jy nodig het in jou lewe, julle ouens wat nog moet gaan swat, julle het nog nie die kundigheid nie, julle het nie die kennis nie, hierdie dinge lyk groot, julle manne wat met groot verantwoordelikhede by die werk sit, julle vrouens wat met uitdagings sit by julle werke, in die huise in, die Here sê, ek koop jou, ek rus jou toe met alles wat jy nodig het, om elke stamp en stoot in jou lewe deur te gaan, om ander kant uit te kan stap, nog steeds in lyn met my. Maar ek rus jou toe spesifiek, sodat jy diensbaar kan wees in my liggaam. Nie net hierheen kom Sondag en dan uitstap nie, dat jy diensbaar kan wees. Wat kan ek vir u liggaam doen, vir u kerk? Nie wat kan u kerk vir my doen nie. Dit is wat diensbaarheid is. Wanneer laas het jy iets vir die kerk gedoen? Want as jy dit vir die kerk doen, dan doen jy dit tog vir God. En as die Here nie vir jou, as die mens nie vir jou hier erkenning gee nie, dan gaan jy mos jou loon in elk geval eendag kry. Wat soveel beter is as die erkenning wat ons as mens vir jou kan gee. En wanneer ons wielsporing ingestel word dit ingestel volgens die spesifikasies van die vervaardiger. My grade lyk nie soos joune nie. As my veermeganisme ingestel moet word volgens jou grade, dan gaan ek ook dalk half, ek weet nie, hoe loop nie. Want jy's uniek. Jy ry 'n ander geestelike voertuig, jy het ander uitdagings, jy het ander ervarings as ek. En die Here sê, ek wil net hê dat elkeen sy uniekheid moet besef, maar kom, sodat ek kan instel, sodat jy weer in lyn kan wees, om te kan ontvang wat jy veronderstel is, om te ontvang. Die oomblik wanneer ons uit lyn met God gaan, is die oomblik wanneer die band skeef afloop. Wanneer daar 'n vibrasie op jou stuurwiel is.
Wanneer jy 120 ry en jy voel net iets is nie reg nie. Ek kan nie vinniger ry nie want ek is nie stabiel op die pad nie. Onthou julle vir Saul? Die eerste koning van Israel. God het hom uitgekies, nie 'n mens nie. Hulle het nie vir hom gestem nie. God kies hom uit en hy vat vir Samuel, hy sê gaan salf eerste koning. En hierdie man staan kop en skouers uit bo Israel. Hy lyk soos 'n waardige koning. Hy het die looks van 'n koning. Die Bybel sê hy was aantreklik geweest. Hy het die statuur gehad van 'n koning. Die oomblik toe hy uit lyn met God gaan. Die oomblik toe hy in ongehoorsaamheid loop en sy eie offers doen en nie vir Samuel wag vir die opdragte nie, toe kom die vyand in en sy band begin skeef af te loop. En julle weet wat die einde van Saul was. Onthou julle vir koning Dawid? Man na God se hart. Hy was die een gewees. Man, as jy jou wil vergelyk, as jy wil streef buite na Christus, is koning Dawid 'n baie goeie voorbeeld om na te volg. Behalwe nou vir die Batseba kwessie, moenie daai ene nastreef nie. Maar hy was in lyn. Hy het gesorg dat Israel een van die grootste grondbaronne in die geskiedenis word. Hulle het soveel plekke met die oorlog geannexeer en ingeneem en teruggeneem vir Israel en die vyand verdryf, dat hulle 'n formidabele mag en krag was in die koning Dawid se tyd in. Die oomblik toe hy by die huis gaan sit, want dis nie hoekom God hom geroep het nie, en uit lyn met God uitgaan, toe kom die vyand. Klein, hy het net op die dak gaan wandel. Sy belyning was so klein bietjie uit, dit was so min, hy het nie gedink het gaan enige gevolge hê nie. En het draai by egbreek, en het draai by moord, en 'n kind wat sterf, net omdat hy uit lyn gegaan het. Onthou julle vir Petrus? Petrus die disipel, wat nie nonsens van niks of niemand gevat het nie. En die Here sê vir hom, waak, daar in Getsemane, hy sê vir, waak, bid, sodat julle nie in versoeking kom nie. Julle, my mense, pas op, die vyand is besig om jou uit te stel, pas op, hier kom 'n ding, hier is 'n slaggat hiervoor, jy moet om hom ry, en hulle waak en bid nie, julle ken die storie, hulle het aan die slaap geraak, en hulle gaan deur daai slaggat, en Petrus hel heeltemal oor na die ander kant toe. Hy ontken dat hy die Skepper ken, Jesus Christus, 3 keer. 3 keer in een nag se tyd ontken hy dat hy hom enigstens ken en hy verraai hom. Petrus, en Jesus sê vir hom, voor dit sê Jesus vir hom, hy sê, ek het gesien dat die vyand vurig begeer om julle te sif. Hy sê, maar ek het vir julle gebid. En Jesus kyk in die toekoms en daar's niks vir hom verberg nie. En hy kyk na elkeen van ons geestelike wielsporings en hy sê vir jou, ondersoek net. Vra dat my Heilige Gees kom en jou oë verlig, sodat jy kan sien wat besig is om hier aan te gaan met jou bande. En dit is nie reg nie, en bring dit na my toe, want jy kan dit nie self regstel nie, sodat ek dit weer in lyn met myself sal kry. En dit is nie dat jy 'n slegte persoon is nie, inteendeel, die Here is versot verlief op jou, jy is sy beminde, man of vrou, jy is die Here se beminde, jy is sy bruid. Maar daar is oorsake wat gemaak het dat ons wielsporing afgaan. Iewers het jy die leuen van iemand geglo. Iewers het jy dalk 'n verkeerde besluit gemaak en God nie geken in die saak nie. Iewers was daar trauma gewees wat veroorsaak het. Jy het in 'n slaggat getrap. Dit het veroorsaak dat jou wielsporing uitgaan en nou dat jou sporing uit is, nou is die tekens duidelik sigbaar. Skielik trek jou kar een kant toe. Hy loop skeef af, jy neek al weg van die kerk af. Jy bid nie meer soos jy gebid het nie. Jy is sommer net bevoeterd, niemand kan met jou huishou nie. Jy mor en jy ratel en jy vibreer en jy kla, as jy God se 10de
na die skathuis toe moet bring, of as jy 'n offergawe moet kom ingee, dan is daar 'n gemor en 'n gekla in ons gees. En dis in elk geval nie ons sin nie. Dis in elk geval nie ons sin nie. Dit behoort in elk geval aan hom. En ons raak onstabiel in ons hantering. En ons begin gevaarlik te ry. En ons ry ongebalanseerd. En nou probeer jy om alles in lyn te hou, maar dinge is uit pas uit. En jy weet nie waar jy moet inpas nie, jy voel skyn heilig, en jy voel, Here, ek voel soos 'n hypocrite, ek is nie wie ek moet wees nie, ek is nie wie ek was nie, ek voel soos 'n huigelaar, en nou sit ons hierdie masker op, en dis waar ons kom sit, met ons blink maskers. En jy maak jou masker so blink, en so indrukwekkend, sodat niemand moet afkyk na jou bande, en sien hoe uit is jou belyning nie. Laat niemand moet afkyk en sien hoe is jou lewensbande afgeloop nie. En jy hoor nie meer die stem van Heilige Gees, soos wat jy dit vroeër gehoor het nie. Want jy is nie meer so sensitief nie. Jou stuurwiel is nie meer so sensitief nie. En Heilige Gees het lankal gewaarsku en gepraat, en dan ry ons nog aan. Ons moes al gedraai het, en dan ry ons nog aan. Want daar is 'n speling op ons stuurwiel, ons is nie ingestel op sy stem nie, en ons mis sleuteloomblik in ons lewe, waar die Here vir ons dinge wou oopgesluit het, maar omdat ons nie meer onder sy salwing beweeg nie, mis ons dit, en dit gaan verby. En nou gaan jy, en jy gee voor, dat jy okay is, maar jy is nie. Jy sit daai masker op, en jy daag op, en jy glimlag, en jy maak of jy okay is, maar jy is nie. In jou hart roep jy uit, Here, dis nie wie ek wil wees nie, ek weet dinge is af. Ek voel verwyderd, Vader, dit is nie hoe ek my huwelik wil hê nie. Dit is nie hoe ek my verhouding met my kinders wil hê nie. En dit is waar ons is, maar ons hou hierdie maskers op. En jou hart breek, en jy roep uit. En jy durf nie met niemand deel wat jy voel nie. Want die kerk sit in soveel veroordeling teenoor sy eie liggaam. Die voet veroordeel die hand veroordeel die toon veroordeel die arm. En jy durf nie daardie masker afhaal en sê, kyk hoe lyk my bande nie. Ek het geen loopvlak meer op nie. Ek is net 'n ou tyre. Ek is so moeg, maar ons durf nie dit afhaal nie, want ons kry veroordeling in die kerk, in die liggaam, by die hospitaal veronderstel is om te wees, in plek van aanvaarding en van hulp, en nou ploeter ons voor in ons huwelik, wat net 30voudig gee. Jy's darm nog nie in die skeihof nie, maar jy, ons het dan gisteraand nie baklei nie, Here, so, okay, hierdie week was darm goed gewees, so 30voudig, ek ploeter voort. En jy gaan maar voort met jou gemiddelde verhouding met jou kinders, of met jou werkgewer, of met jou werknemers. En jou reënbakke is gekraak, en jou wynsakke is stikkend, en al jou guns en jou seëninge vloei daar uit, en jy's moeg en gedaan, en jy trek skeef, maar jy durf nie daai masker afhaal nie, want niemand gaan verstaan nie, want dit lyk dan so asof jy alles in plek het. Dit lyk dan so, kan jy glo wat in hulle huis aangaan? Kan jy glo die kinders? Het jy gehoor? In plek van dat ons besef dat dit genade is, dat ons wielsporing nog in is. En Jesus sê, ek het 30voudig, maar ek wil nie hê jy moet vashak op 30voudig nie. En ek het 60voudig, maar moenie settle vir 60voudig nie, want ek het 100voudig. Ek het perfeksie, ek het belyning, ek het sporing wat 100% perfek is, en dit is wat ek vir jou instoor het, niks minder as dit nie. Maar jy moet vanoggend na God toe kom. Die werkswinkel gaan nie na jou toe kom nie.
Die werkswinkel is hier. Maar jy het nodig om vanoggend te erken en te sê, Here, ek het hulp nodig. Ek is nog steeds u sin, ek behoort nog steeds aan die kar, ek het nog steeds waarde, al is ek hoe glad, al is my beleining hoe uit, ek het nog steeds waarde, en ek weet dat ek steeds vir u kosbaar is, maar Here, iets is af, ek is moeg vir die spanning, wat ek die hele tyd ervaar, ek is moeg om hierdie kar te probeer op die pad hou, en dit is 'n gesukkel, en dit maak my moeg en gedaan. Jy het nodig om in te kom, sodat die Here jou stabiliteit weer kan herstel. Want as jy voortgaan op die trant, wat jy nou voortgaan, dan gaan jy iewers verongeluk. Jou liggaam gaan oppak, van al die spanning en die stres, ons kan nie, die frustrasie is net te veel, jy kan nie voortgaan nie. En dit is hoekom ek opgewonde is oor hierdie woord vanoggend. God sê, ek ontferm my oor elkeen van julle so groot. Ek trap jou nie uit nie, maar ek is besorg oor jou welstand, en ek wil hê, jy moet net kom, laat ek jou beleining weer in lyn met my wil bring, in Jesus naam. Hy nooi ons, hy sê, in Jesaja 55 sê hy sê, kom na die waters, en kom drink. Is jy dors? Is jy dors? Kerk, is jy dors? Kom na die waters en kom drink. Hy sê, as jy nie geld het nie, hy sê, kom koop. En kom eet, sonder geld, sonder prys, wyn en melk. Dis verniet. Ek het vir jou klaar die prys op die kruis betaal. Klaar. My bloed het vir jou klaar gevloei. Dis verniet, jy het nie nodig om te betaal vir jou wielsporing nie, en weet jy wat, ek gaan nog vir jou nuwe bande ook opsit, vir daar, waar jou loopvlak af is, en ek gaan jou wielsporing instel, en ek gaan vir jou 'n faktuur gee, en daarop gaan staan, no charge, gratis, en verniet, want die prys is klaar betaal, maar jy moet vanoggend inkom. Jy moet vanoggend inkom. Uit jou vrye wil. God gaan jou nie aan jou nek vat nie. Hy het jou vandag die waarskuwing gegee. Hy het vir jou vandag die probleem geïdentifiseer. Dit gaan nie oor jou band nie, dit gaan oor jou wielsporing. Dit gaan nie oor die simptoom nie, dit gaan oor die oorsaak. En hy is hier om te wil help. Kan jy jou oë sluit asseblief? As jy wil kom. Ek wil jou vra vanoggend, man, leier van jou huis en gesin en familie, hoe lyk jou wielsporing? Want as jou alignment af is, gaan jou gesinsin nie wees waar dit moet wees nie. Vrou, hoe lyk joune? Dogter? Jongman, hoe lyk jou eie unieke wielsporing vandag? Die Here sê, al loop jy skeef af, al ratel jy, al is jy onwaardig in jouself, vir my wat God is, het jy steeds waarde. Jy behoort steeds aan my voertuig. En ek gaan jou nie afskryf nie. Ek gaan jou net herbelyn. Ek gaan vir jou nuwe hoop gee, ek gaan vir jou nuwe ywer gee, en ek gaan vir jou nuwe krag gee, ek gaan vir jou nuwe planne gee, ek gaan vir jou deure ontsluit, maar jy het nodig om vanoggend in te kom, want ek het 'n te duur prys vir jou betaal, om jou net af te skryf en op die skrootwerf te gaan gooi. Ek het jou te duur gekoop, jy is vir my te kosbaar. Ek sal agter jou aanjaag, en ek sal om jou kom, en ek sal jou toemaak, en ek sal jou terugbring, maar ek gaan jou nie laat los nie, want jy is vir my te kosbaar. Ek wil weer jou sporing instel, maar kom na die werkswinkel toe. En as jy nie kom nie, sal ek jou liewer in die werkswinkel toesluit, alvorens ek toelaat, dat jy 'n ongeluk gaan maak.
Maar is jou keuse om te besluit of jy vandag gaan kom of nie. Want soos wat jy nou bestuur in die gees, is jy 'n gevaar vir my koninkryk, sê God. Jou voorbeeld wat jy stel, is besig om skade aan te bring. En nie net as jy 'n gevaar vir my koninkryk nie, jy's 'n gevaar vir jouself. Ek wil vir jou vra, ek wil by jou pleit vir oggend, dat jy nie hierdie huis sal verlaat, as jy nie jou wielsporing onder oë gehad het vir oggend nie. En as jy sien daar is die geringste loopvlak wat afgeloop het soos dit nie moes nie, dan bid ek, bring dit voor God. Die groot meganikus, die groot motorwerktuigkundige is ver oggend hier en hy gaan jou perfek sinkroniseer sodat alles weer stabiel en veilig loop. But you need to come. En ek gaan nie jou vorentoe nooi vir oggend nie. Ek wil hê jy, as die Gees van God met jou praat wat ek glo hy doen, jy moet opstaan in jou bank. Ek sê altyd, jy is nie 'n weeskind nie, jy behoort aan God. Hy is jou Vader soos wat hy myne is. Ek gaan vir ons 'n korporatiewe gebed doen, maar jy het nodig om ver oggend te erken by jouself. Jy het nodig om te bely. Jy het nodig om jou kar in te ry op die huiser by die werkswinkel, sodat die Here kan kom met sy sensors en sy kameras met die Heilige Gees en kan kom ondersoek wat gaan aan by jou veermeganisme. Wat het gebuig by jou suspension? Waar lê die probleem? Want jy kan dit nie met 'n hamer en 'n tang regmaak nie. Jy het kundige advies nodig. As die Gees vanoggend met jou praat en jy weet daar is iewers iets wat af is, wat nie in lyn is nie, dan bid ek dat jy voor God sal staan in gehoorsaamheid. Die Here het nie slap mense in sy koninkryk nie. Die Here het nie lafaards nie. Ons is krygsmanne en krygsvroue in God se koninkryk. En as jy weet, iets is nie reg nie, dan verklaar jy dit nou aan die Here. Noem vir hom wat vir jou af is. Noem vir hom waarvoor jy bang is. Noem vir hom daai slaggat wat jy deurgery het, wat jy gestamp het en jy geweet het, Here, hier het ek seer gekry. En jy het maar net aangegaan en die pleister opgeplak. Gaan na die wond toe. Al moet jy teruggaan tot in jou kinderdae vanoggend. Noem dit vir hom. Hy weet in elk geval, hy was die dag daar toe jy deur daai sloot is. Hy was die dag daar toe jy die klap en die kraak ervaar het. Noem dit vir hom, sê Here, ek onthou daardie dag. Here, ek bid Heilige Gees dat U dit nou aan hulle sal openbaar waar die wortel is, waar die oorsaak is, sodat hierdie oorsaak vir eens en altyd aangespreek kan word en laat ons ophou om simptome te behandel sodat ons vooruit kan gaan, want daar is 100voudig. Ons is siek vir 30voudig. Siek, Here, siek. Hoekom settle ons as kinders van God, as alles aan hom behoort, al die vrede, al die finansies, al die gesondheid, hoekom settle ons? Noem vir hom, Here, daar het my belyning afgegaan, uitgegaan, waar ek nie meer in lyn was nie. En dit het gemaak dat daar tekens aan my liggaam gekom het en my optrede en my passie en my liefde vir U vervaag het. My vlam wat nie meer brand soos wat dit gebrand het in die toekoms nie, in die verlede nie. Here, ek wil alles vanoggend na U toe bring. Ondersoek my, bring U Heilige Gees sensors. Praat met hom. Moenie gejaag wees nie, gee die Gees van God die erkenning en die eer vir oggend, die respek, sodat hy jou kan genees. Sommige van julle
se bande is so glad, daar is soveel klapgeluide, as jy draai, dat dit bietjie tyd gaan vat. Heilige Gees staan onder jou kar en hy kyk op, en hy het baie om reg te maak vir oggend. Want dis dinge wat lank kom. Daar's groot skades. Noem dit vir hom. Dankie Here dat U openbaar deur U Gees. Dankie Here dat U soeklig dit nou belig, sodat hulle duidelik kan sien. Bely dit vir hom. Sê vir hom presies hoe jy voel. As jy bang is, sê dit vir hom. As jy kwaad is, sê dit vir hom. As jy voel dat jy onregverdig behandel is, sê dit vir hom. As jy voel dat jy beledig is, verwerp is sonder rede, sê dit vir hom. Praat met jou pa. Praat met hom. Net hy kan 'n verandering bring. Net hy. Net hy. Jy praat nie nou met die arm van vlees nie, jy praat met die ewige God. Wat 'n verskil kan maak en sal maak en wil maak in die naam van Jesus. Vra vir hom, Here, herstel my belyning. Herstel my lewenspad sodat dit weer presies in lyn met U sal wees. Here, herstel my huwelik vir dit wat ek gedroom het oor my huwelik. Here, herstel my besigheid. Here, herstel die verhouding tussen my en my kinders of tussen my en my ouers. Here, bring uitkomste by die werk. Vader, ek het nuwe kontrakte nodig. Here, ek het nodig om te vergewe, want hierdie ding bly my skeef trek. Here, ek het nodig om weer my begroting in 'n maand te gaan doen en te sê, 'n 10de daarvan behoort aan U, want dit is wat U behaag, dit was U opdrag. Here, ek het nodig om weer te bid soos wat ek gebid het vroeër. Ek het nodig om met U sommer net te gesels, soos wat 'n mens met 'n vriend gesels, omdat ek U so lief het. Help my dat ek weer sal word wie U wil hê ek moet wees. Kom seël my reënbakke wat so lek. Ek is moeg om bo in te gooi en ondervloei dit uit. Ek is siek vir my wynsakke wat so gekraak is. En ek sien hoe ander mense vooruit gaan en ek staan stil. Wys my Vader, wys my, wat is daar in my lewe wat verhoed dat ek U pad stap? Wys my. Papa Vader, in die naam van Jesus, nader ons U troon. En Here, ons wil herhaal wat 2 Korintië gesê het, dat ons wil voorootmoedig voor U vanoggend. Here, ons wil ons afhanklikheid van U bely. En ons wil vra dat U sal vergewe en regstel wat uit lyn met U is. Sodat die tree van ons, elkeen, man of vrou, seun of dogter, dat dit in lyn sal wees, dat dit U sal behaag. Dat ons loopvlak perfek kontak sal maak met die pad wat U vir ons bepaal het. Sodat wanneer U Gees sê stop, laat ons onmiddellik kan stop voor die slaggat. En wanneer U Gees sê draai, dat ons in gehoorsaamheid kan draai. Maar Here, ons verlang om weer U stem te hoor, soos vroeër. En as jy nog nooit vroeër sy stem gehoor het nie, dat jy van vandag af die Heilige Gees se stem en leiding in jou lewe sal ervaar, in die naam van Jesus. Here, ek bid vir herstel, vir elke siel hier. Elkeen wat in reg en geregtigheid opgestaan het, en bely en verklaar het. Here, wat in die Gees naak voor U staan, want U sien alles, U ondersoek alles, U weet alles. Bid vir herstel. Ek bid dat U dit wegwas onder U bloed, dat die genesing vir die wortel sal kom. Here, ek bid dat die genesing na die oorsaak sal kom.
sodat ons 100voudig kan ervaar. Dankie vir hierdie woord. Dankie dat ons vanoggend net so bietjie na ons wielsporing kon kyk en dit ondersoek. Dankie dat u Gees, u gemeente kom leer het en gesê het, kom ek wys jou. Check jouself net gou-gou. Is jy waar jy moet wees? O Here, ek eer u daarvoor. Dis net u Gees wat dit kan doen. U kry al die eer. U kry al ons lof, u kry al ons aanbidding. En Here, omdat ons vanoggend voor u bely het, glo ons dat hierdie situasie is aangespreek. Ons glo dit is onder die bloed van Jesus. Ons het dit by die kruis gaan afsmyt. Ons tel nie daai juk weer op nie. Ons sit nie daai las weer terug nie. Dis onder die bloed, dis weggewas, dis verbrand. En ons eer u daarvoor in Jesus se kosbare naam. Amen en amen.